Hulle wil nou weet, hulle is nou, ek noem hulle sommer spiritual investigators. Self-appointed spiritual investigators. Vanoggend gaan ek net 'n kort gedagte met julle deel. Vrydag was ek bevoorreg, was dit Vrydag? Toe kon ek so 'n bietjie van myself deel en my getuienis met julle deel. Dankie vir Fabian altyd wat so gewillig is om sy verhaal aan ons oor te dra. En ons weet mos almal dit is net die Here wat dit vir ons kan doen. Daar is so 'n lied wat sê, is klaar waar dit so is, dis net die Here wat dit kan doen. As ek daai lied hoor, as ek, is net hy. Mense probeer ons soms afdruk, maar ons het 'n God wat ons optel. Ons het 'n God wat ons sterk maak. Ons het 'n God wat ons 'n lig is in ons donkerste. So vanoggend het ek 'n gedagte wat ek baie graag met julle wil deel uit die woord van die Here. Stefan het nou vir my gevra, kan ek lees? Toe dink ek, hoe kyk hy vir my? Toe dink ek, weet hy nie dis 'n bloedgewaste wat hier staan nie. Weet hy nie is 'n geredde wat hier staan nie. Vanoggend wil ek vir ons 'n gedagte deel uit Johannes, uit die boek van Johannes uit. En ek gaan 'n paar versies saam met ons deel vanoggend. Ek gaan lees uit Johannes 9 uit. Johannes 9 vanaf vers 6. En nadat Jesus dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en klei met die spoeg aangemaak. Hy het die klei op die man se oë geplak en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam. Siloam beteken gestuurde. Hy het toegegaan en hom gaan was en op pad terug kon hy sien. Sy bure en die wat hom vroeër as bedelaar geken het mekaar afgevra, is hy dan nie die man wat sit en bedel het nie? Sommige het bevestig dat dit werklik hy was. Ander het dit ontken en gesê, nee, maar hy lyk net soos daai man. As jy vinnig luister na die verhaal, dan sal jy ontdek, ons het hier te doen met 'n man of 'n persoon wat blind gebore was. Iemand wat deur sy bure en deur sy vriende geken was as 'n bedelaar. Iemand wat baie mense op neergesien het. Iemand wat baie mense misgekyk het. Iemand wat 'n sukkel bestaan moes gemaak het. Iemand wat daagliks afhanklik was van mense om hom tog net te lei, om hom tog net te help, om te kom waar hy moet wees. En hierdie blinde man kom te doen met Jesus. En die Bybel sê dat hierdie man plaas dan toe sy onmiddellik om Pastor Pieter sy volle vertroue aan die Here Jesus. En nou sê die Bybel nadat Jesus 'n ontmoeting maak met hierdie man. Jesus het 'n sin vir humor. Jesus het 'n sin vir humor. Wie vat spieg en maak klei aan en plak dit op iemand se oë en gaan sê, gaan was jou oë. En terwyl jy jou oë gaan was, dan word jy genees. Wie doen so iets? Wie doen so iets? En Jesus wat klei, wat spieg en nou jy moet onthou hoeveel geloof het dit vir hierdie man gekos om dit te doen wat Jesus vir hom gesê het. Maar hierdie man vat dit en hy gaan doen presies dit wat Jesus sê. En nou sê die Bybel hierdie pragtige ding, Profet Leon. Hy sê terwyl die bure hierdie man sien, bevraagteken hulle, maar kan dit die bedelaar is wat ons geken het, wat dan nog laat nou loop? Hy loop ook aan help, kyk aan nou self. Ons was aan gewoon, hy moes gelei geword het, maar nou sien ons aan die bedelaar, loop nou self. Nou imagine, iemand wat blind gebore was en wat nou kan loop. Weet jy, loop so man, hy loop nie soos ek en jy, hy loop brekerig. Van die wil hy die mense moet sien, kyk wat het die Here vir my kom doen.
So ek verstaan sy bure. Ek verstaan sy vriende. Ek verstaan die wat hy kon verstaan het. Wat het met die man gebeur? Hy kon nie sien nie, maar nou sien hy. Want Jesus het hierdie man aangeraak. Nou jy weet as jy afverlees in dieselfde hoofstuk, en jy kom by vers 25, dan ontdek jy daar is die skrifgeleerdes, die slimmes, die fariseërs, die manne wat altyd sê ons is beter, die manne wat dink hulle ken die skrifte beter, die manne wat dink hulle ken Jesus beter, die manne wat wil besluit wie is kind van God en wie is kind van God nie. Die manne kom en hulle het hierdie blinde man en hulle ondervra hom. Hulle wil nou weet, hulle is nou ek noem hulle sommer spiritual investigators. Self-appointed spiritual investigators. En hier is self-appointed spiritual investigators investigate. Ons ken vir jou. Ons wil net seker maak. Kan dit jy is? Is jy ooit blind gebore? Ons bevraagteken sommer, nou het jy nie dalk al die jare gelieg nie. En ons bevraagteken sommer sy ouers ook. En dan vra by sy ouers, jong, bevestig julle. Praat hy die waarheid? En sy ouers sê, ons weet, hy is blind gebore gewees. En hulle kom by hom, en hulle sê vir hom, hoe kan 'n sondaar? Want hulle sien vir Jesus as 'n sondaar. En hulle vra, hoe kan hy vir jou laat sien het? En hy sê, hoorie manne, ek ken nou nie al die slim goed nie. Ek is nou nie kwaai nie. Ek is nou nie hooggeleerd nie. Ek weet nou nie die goed wat julle weet nie. Maar al wat ek weet, as ek was blind, maar nou kan ek sien. Hy weet net, hy kon nie sien nie. Maar toe hy die man ontmoet, toe help die man hom om te sien. Jy weet baie daar, as mense vir my so vra, is jy dan nie die dikkop gewees nie? Is jy dan nie die drak edik gewees nie? Is jy dan nie nog vastgevang nie? Dan sê ek al wat ek weet is, ek was verslaaf, maar nou is ek vry, nou is ek verlos, nou is ek gered, nou is ek gehelp. En hulle vra soms ook, maar hoe is dit moontlik? Wie kon dan so iets gedoen het? En dan sê ek ken ook nie veel nie. Ek weet nie wat 'n metodes is, maar ek ken 'n naam. Ek ken 'n naam. En hy naam is Jesus. Toe ek 'n naam aanroep, toe kan ek ook verlos kom. Toe kan ek ook vry kom.